Hallo vriende, ek groet julle in die grootste naam, maar daar is ons koning, ons verlosser, Jesus Christus van Nasaret, Yeshua HaMashiach, naam bo alle name, enigste naam, waardeur ons gered kan word. Wat 'n voorreg is dit nie om weer eens 'n woordtyd, Vader se woordtyd met julle te kan deel nie. Dankie dat julle my toelaat in julle huise, in julle voertuie. En ek glo dat die boodskap vir ons elkeen 'n bietjie meer, 'n dieper verstaan sal gee van wie Vader is en wat Vader van ons verlang. En nie net dit nie, is van hoe Vader ons help en ons bemagtig deur om sy woord te verkondig aan die mense om ons, die mense by die werk. Hoe God alles in plek stel en in plek laat val, sodat sy woord deur almal gehoor kan word. Ek wil graag met ons deel 'n boodskap van wat 'n tipe Christen ons. Is ons 'n borslap Christen of is ons 'n voorskoot Christen? Jy sien, mense is of die een of die ander. Laat my toe om dit te deel en dalk 'n bietjie meer lig daarop te sit. Ons lees in Matteus 28 vers 19, waar die Here homself vir ons sê: "Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle mense, my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." Dit is 'n direkte opdrag van ons Here Jesus. En ek glo ook, as ons liewe Here vir ons so 'n opdrag gee, sal hy ons ook toerus om dit wel te kan doen. Kyk, reg in die begin toe Jesus sy eerste disippels geroep het. Natuurlik toe Jesus vir Petrus geroep het om hom te volg, het hy gesê, Petrus gaan 'n visser van mense word. Ons almal ken Petrus se verhaal, wat hy eintlik van beroep 'n visserman was. Maar Jesus het nie bedoel dat Petrus 'n kenner sou word van geskiedenis of tegnieke van visvang nie. Of nog minder, dat hy al daardie visse in sy net in 'n kerklike aquarium moes gaan oppas en net verder vet voer nie. Ja, en ek glo ons is almal wel bewus van wat het op die einde met Petrus gebeur, nadat Jesus hemel toe gevaar het en hy het gesê dat hulle vir hom moet wag tot hy die helper, die Heilige Gees vir hulle sal stuur. En toe die Heilige Gees in hulle invaar, was Petrus se eerste preek dat hy 5000 mense tot bekering gebring het. Julle sien, geliefdes, Jesus weet waarvan hy praat wanneer hy mense roep. Hy weet presies wanneer om hulle te roep. Hy weet hoe om hulle te roep. Hy weet met wat se doel hy hulle roep. Al wat ons moet doen is, ons moet agslaan op sy stem. Ons moet regtig so ingestel wees dat ons nie die woord mis nie, dat ons nie geleentheid mis nie. En ja, vriende, ons as mens laat so dikwels die kans om die goeie nuus van ons verlosser deur ons vingers te laat glip. Natuurlik kan ons nie self mense red nie. Dit is die werk van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Ons as kinders van Jesus moet egter weier om borslap Christene te wees. Wat ek kortliks verduidelik, 'n borslap Christen is 'n mens, hy's 'n Christen, maar hy wil die hele tyd net gevoer word. Hy sien nie kans om op te staan en 'n groot opdrag help uitvoer nie. Dis is nie die taak van die predikant of die pastoor om die opdrag uit te voer nie. Ek glo ook dit is hoekom ons verlosser gesê het dat die kerk is een liggaam en 'n liggaam met verskeie dele. En elke een van daai deel het sy eie unieke werk. Net so ook is die koninkryk van Vader, die koninkryk van die Here. En ek glo ons elke een se taak is om sy boodskap te verkondig, om sy naam groot te maak, om vir almal te vertel van die verlossing, van die ewige lewe wat daar te vind is. Liewe vriende, ek dink dit is net daar waar ons almal uiteindelik voorskoot Christene moet word. Altyd gereed om te dien, altyd gereed om te praat. Ons is immer sy hande en sy voete op hier op aarde. Ons is, kan jy maar sê in Engels, verskoon maar die Engels, sy voice. En ja, ek weet, party van ons sê, ja, maar ek kan nie praat nie. Maar dan sê
Vader so duidelik in sy woord in Lukas 12 vers 12, ook tot vir sy eerste disippels het vir die presies dieselfde woord gesê. Die Heilige Gees sal vir julle leer wat julle dan moet sê. So Jesus sal ons nie ergens instuur of iets laat doen as ons nie voorberei het nie, of voorbereid is nie. Hy sal ons voorberei. Hy gee vir ons die Heilige Gees wat natuurlik ons sal help om vir ons woord te gee. En nou kan die vraag ook by ons opkom, hoe, waar, wanneer doen ek dit? Ek dink ons mens moet dit tydelik en ontydelik doen. Jy moet dit altyd doen, jy moet dit oral doen. Ek dink om te begin, moet ons vir Jesus vra, dat hy sy Gees in ons so sal wakker maak, dat ons fyner is op mense rondom ons, dat ons fyner kan hoor wat hulle sê, hoe hulle voel, hoe ingesteld is, by die werk, langs ons kinders se sportvelde, in die ry by die supermark. Ek weet, partykeer kan daai rye so lank wees, wat 'n perfekte tyd is dit dan nie net om 'n glimlag aan iemand te gee en probeer hoor, kan jy nie vir hulle die goeie nuus gee nie. In die gimnasium, dokters se spreekkamers, ek dink ons kan aangaan. Ek dink daar's altyd mense rondom ons. Ons moet mooi luister na hulle nood, na hulle pyn, hulle woede, vreugde en hulle hulpkrete. Ons moet regtig so van die Gees af bid dat ons die Gees duidelik sal hoor sê, praat met die en praat met daai een. En moenie skaam wees nie. Want die Heilige Gees sal ons lei, hy sal ons help, hy sal vir ons sê wat om te sê. Jesus sê ook in die woord in Lukas 9 vers 26. En dit is ook eintlik soos 'n waarskuwing as jy gaan skaam wees. Ek lees vir ons voor vers 26. Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. Dus sien vriende, dan gaan Jesus ook vir ons skaam wees. Is dit regtig wat ons wil hê? Ek glo, as ons bid en ons vra vir die Here om regtig ons ore oop te maak, ons oë oop te maak, vir dit wat hy van ons verlang, dit wat hy wil hê ons moet sien, waar ons kan help, en waar ons sy woord kan verkondig, waar ons 'n woord van bemoediging kan oordra. Ons moet bid dat Jesus Christus vir ons regtig die deure op die regte tyd sal oopmaak, en dat ons egte en opregte vriende vir mekaar sal wees, en vertrou die Here om die regte woorde vir ons te gee, en om sy goeie woord te verkondig, aan almal om ons, almal by ons. Liewe vriende, is ons gereed om in diensbaarheid vir ons Here Jesus Christus te wees, om sy woord tydig en ontydig te verkondig, om ons naastens te bedien? Is ons gereed om vandag nie meer borslap Christene te wees nie, maar voorskoot Christene wat bedien? Abba Vader, Here, in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach, en deur die leiding van u Heilige Gees, my God, kom ons in hierdie uur na u toe, en ons wil u kom loof en prys, ons wil vir u kom dankie sê, ons wil u dankie sê vir u goedheid, vir u liefde, u genade. Here, dankie dat u vir ons sorg. Vader, dankie dat u vir ons die Heilige Gees gegee het om in ons te kan werk, om ons te help, Here, om ons te lei, om te spreek wanneer u wil hê ons moet spreek, Here, om stil te bly wanneer u wil hê ons moet stil bly. Vader, ek wil bid dat die Heilige Gees so in ons elkeen werk, Vader, dat ons dienaars van u sal wees, Here, dat ons u woord sal verkondig, Vader, tydig en ontydig, of dit nou gemaklik voel of ongemaklik voel. Vader, as dit is wat u wil hê ons moet doen, Vader, weet ook sommer ook dat u ons sal versterk daarmee. Vader, dankie dat u ook in die woord sê, u sal ons nooit alleen laat nie, nooit begewe nie. Vader, dankie dat ons ook nou ons hande kan opsteek en sê, ons is voorskoot Christene, ons wil bedien, ons wil u bedien, ons wil u woord bedien, en ja, my God, u koninkryk vir u op hierdie aarde laat vergroot en vermeerder. Vader, ek bid dit in die grootste naam wat ek ken,
Dit is Yeshua Messia. Amen. Vriende, ek sluit vir ons af deur 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom. Vrede vir julle.